liewe vriende, ons moet altyd onthou dat dit nie ons sonde is wat ons uit die hemel gaan uithou nie, maar dit is God se genade wat ons daar gaan inkry. Ek wil dit weer sê, baie mense fokus so op hulle sonde of dat hulle sondaars is of aan die ander kant dat hulle selfgeregtigheid gee. Met ander woorde, ek doen nou hierdie reg en daai reg. Nee vriende, niks daarvan is goed genoeg vir God nie. Wat ons in die hemel gaan inkry, is as ek en jy 'n plaasvervangende betaler het. Iemand wat in ons plek betaal het vir ons sonde. En dan kan ek en jy net daarbo kom en net sê, maar hier is die lam van God, wat ook my sonde weggeneem het. Soos wat Johannes gewys het na Jesus. En vriende, daarom wil ons vanoggend vir mekaar kom sê, dat ons moet 'n lewe leef uit dankbaarheid. So hoe werk dit nou? Mag ons nou, kan ons nou maar soveel sonde doen as wat ons wil, want ons kan tog nie goed doen nie, of ons is nie goed genoeg in God se oë nie. Moet ons negatief dink oor onsself? Nee vriende, dit gaan by die tollenaar en die fariseer net waarop hulle fokus. As ek en jy op onsself fokus en op ons eie sonde en ons eie ongeregtigheid of op ons eie geregtigheid, gaan dit nog steeds oor ons. Wat die tollenaar gedoen het, hy het gesê, o God, wees my sondaar genadig. En daarom vriende, is iets soos redding werk ook soos eie waarde. Met ander woorde, ons doen nie, trek jy die regte brandklere aan en ry die regte motors en bly op die regte plek en is in die regte kringe en al hierdie goed wat mense soms doen om 'n goeie eie waarde te hê nie. Nee, dit werk andersom. Ons het eers 'n goeie eie waarde. En dan kan ons so af en toe, soos ek altyd sê, gym toe gaan om stadiger vetter te raak. Ons kan 'n mooi hemp aantrek, ons kan in 'n nice kar ry, nie om vir status te gee nie, maar omdat ons aan die kar status gee, omdat ons reeds 'n goeie eie waarde het. En met bekering gaan dit dieselfde. Dat jy nie 'n klomp goedjies doen om gered te word nie, maar dat jy gered word uit Christus Jesus se genade. En uit dankbaarheid daarvoor probeer jy dan 'n regte lewe leef. Nie om gered te word nie, maar omdat jy dankbaar is dat jy reeds gered is. En is 'n groot nuance verskil. En daarom mag ek en jy ook in hierdie week, in hierdie maand wat voorlê, in ons eie baan hou. Met ander woorde, ons nie vergelyk met ander mense nie. Mag ons vir die Here sê, Here, dankie dat ek ook uit genade gered is. En daarom wil ek 'n dankbare lewe leef, maar nie om uit te vergelyk met ander mense nie. En daarom sê Jim Collins in sy ongelooflike boek Good to Great, sê hy, as jy komplimente wil uitdeel, moet jy deur 'n venster kyk na mense om jou. En as jy kritiek wil lewer,